Broken hearts and weary souls, people walking through the shadows, trying hard to fill the hole. But your light is burning in us like a fire we can't contain. You have called us to the nations to proclaim your holy name, and we will go wherever you lead, with open hands and hearts that believe. We will bring the hope, we will shine the light, show the world the love of Christ. Everywhere, every step, pointing hearts to who you are. Oh, we will go, we will give, live the gospel while we live. Hey, here we are, send us now to bring your hope into the dark. In the streets and in the silence, in the schools and every home, you are moving through your people. No one walks this road alone. We may not have all the answers, but we know the one who saves, and the story of your mercy still has power to change today. And we will go wherever you lead, with open hands and hearts that believe. We will bring the hope, we will shine the light, show the world the love of Christ. Every word, every step, pointing hearts to who you are. We will go, we will give, live the gospel while we live. Here we are, send us now to bring your hope into the dark. Let our lives speak louder than the fear around us. Let your love move through us till the whole world knows we are called, we are sent to be light in every place. Use our hearts, use our hands, lead us by your grace. Bring the hope, shine the light, shine. We will bring the hope, we will shine the light, show the world the love of Christ. Every word, every step, pointing hearts to who you are. We will go, we will give, live the gospel while we live. Here we are, send us now to bring your hope into the dark. Bring the hope, shine the light, let the world see Jesus Christ. Vader, soos ons hoor, wil ons deur die poppekas, deur die woord wat net nou gaan gelees word,
deur die preek en elke dag in ons lewe met blydskap lewe. En ons laat so dikwels toe, dat ander dinge, tyd, omstandighede, siekte, finansies, en ons kan 100 ander goed noem, ons geluk, ons blydskap, hierdie regte happiness en passie wat U vir ons gee steel. En Here, ons wil sommer net vra, gee vir ons elke dag, ten spyte van hierdie omstandighede, net daardie huppel in ons stap. En nie vir ander mense nie vir myself in die eerste plek nie, maar tot U eer. En dan sal mense kan sien, maar ek tree anders op, ek lewe anders, ek is 'n blymoedige mens. Ek kan getuig van U genade en U liefde, en dit is aansteeklik. Jesus daai mooi gedeelte sê daar in die woord Romeine 12 vers 11, ons moet toelaat dat God se gees ons aan die brand steek. En dan is dit spontaan dat lig is, dan is dit spontaan dat ons vrug dra, dat ons ander mense bedien met U gawes, met U genade, ons hande vuil maak, dat ons betrokke is in U koninkryk as medeskeppers van 'n beter wêreld. Ontvou ons ook nou in hierdie erediens met U liefde en genade. Amen. Ek gaan lees enkele verse uit Psalm 33. Jy moet eintlik Psalm 32 saam lees, want dit is eintlik een groot psalm, en dit is so mooi psalm. Regverdiges jubel oor die Here, 'n loflied pas by die opregtes. Dank die Here met begeleiding van liere, besing hom met begeleiding van 10 snaar harpe, sing vir hom 'n nuwe lied, speel mooi op snaarinstrumente, met uitroepe van vreugde, want die woord van die Here is reg, en al sy werke is betroubaar. Hy is lief vir reg en regverdigheid. Sy liefde is vol, ja, sy liefde maak mense vol elke dag. Sy troue liefde vul hierdie aarde. Daarom wil ons hom loof, dag en nag. En die res van die psalm, kan jy by huis verder lees, dit gaan oor 'n groote God, wat mense gebruik. Ons kollegas praat op 'n donderdag so elke keer bietjie oor die preek, en ons wonder saam, hoe gaan ons dit prakties maak? Die woord van die Here uitlê, en kom ons sê, maar dit is wat ek gehoor het, ons gehoor het, van hierdie gedeelte. En ek wonder, dit is so ek wil amper sê, weer wonderlik om te beleef hoe God in die natuur werk. Hier is 'n stuk wat oor die natuur gaan. So 'n paar weke gelede is ek by mense, en hulle wys vir ons 'n hierdie gewone kameel doringboom, en hy seker so hoog van hier af tot daar by die venster, of bietjie laer selfs. En nou vra die persoon, hier staan 'n ander enetjie wat omtrent so hoog is, hoe oud is hierdie kameel doringboom? Nou moet ons raai. En elkeen raai, en hy glimlag net die hele tyd. Hy sê nee, hierdie kleintjie is omtrent 40 jaar oud. En daardie groter ene is 180 jaar oud. 180 jaar. En dan vra mens, hoekom daai kameeldoring se hout so lekker hard is, as jy sou vleis braai op hulle, hy hou, want hy so hard, hy het so oud geword, daai hout is baie dig. En nou vertel 'n interessante ding, op die plaas is daar hele klomp kameelpere, en kameelpere hou van daardie blare, en hulle het mos so lang nekke, dan eet hulle die blaartjies daarbo vir al die lengte af. En dan begin hierdie kameeldoring swaar kry, want hierdie blaartjies word alles afgeëet. En dan skei jy tianine af, wat hom gewoonlik beskerm. En hierdie tianines, die kameelperde eet, raak so bitter. En dan besef die kameelperd, hierdie goed gaan my doodmaak. En dan loop hy na die volgende een toe, dan proe hy dieselfde, want hierdie bome waarsku mekaar, hier's moeilikheid, ons moet oorleef. En dan kom die kameelperd agter, nee, hierdie span bome hierso, hulle het bietjie bosberaad gehou, en ek gaan nie ver kom hier nie, ek moet verder stap. En dan stap hy 'n kilometer of 2 verder, en daardie bome is rustig. Hulle is nog nie gewaarsku nie, daar kan hy eet. Hoekom sê ek dit? Dit is so belangrik dat ek en jy iets weet van die natuur. Hierdie doringboom se wortel is 150 meter diep, is 'n penwortel wat hier deur die grond gaan. En daar is altyd kos, hoe verder hy gaan. As daar nie is nie, gaan hy nog dieper. Dis sy basis. En as jy hierdie psalm lees, dan kom jy agter, hy en die vorige psalm sê, ek wil die Here loof. Ek wil jubel bly wees oor die Here. Die natuur doen dit, ek en jy doen dit, maar
Nou is ons maar net mense en wat gebeur baie keer? Die vraag, kan ek God nog vertrou? Ek werk elke dag met mense, jy op by die werk, by die huis, en mense is onrustig oor die oliekrisis in die wêreld, oor Trump en oor hierdie leier, ons eie land. Een kommissie na die ander, maar niemand dra 'n mooi pakkie klere nie. Nee, oranje is uit in ons land. Mense gaan nie tronk toe nie. En dis die hartseer, dat ons so kan bekommer, so kan moedeloos raak oor hierdie land, dat ek begin wonder oor God. Hoe werk dit dan? En ek is teleurgestel, en dan begin jy wonder, waaroor gaan dit? Het God my vergeet? Is die dinge dan so deurmekaar, dat ek nie meer kan aangaan nie? Alles is gebreek, of word gebreek. Alles is onseker. Alles in die land en hierdie wêreld, is besig om in duie te stort, op ander maniere te werk wat ons nie ken nie. Dis vreemd. En dit gaan oor verbruikersetiek. Ek wil alles hê. Ek wil nie meer gee nie, ek wil nie meer deel wees nie, ek gaan maar op my eie aan, want my behoeftes moet bevredig word. En dan kom hierdie gedeelte en sê, nee, hierdie grote God het nie verander nie. Ek en jy het verander. My omstandighede het verander. Ek kyk met 'n ander bril na die lewe, omdat ek al hierdie negatiewe goed hoor in die nuus en die koerante, waar ons braai, waar ons kuier, praat ons daaroor. En dan vra ek myself, is daar nog 'n huppel in die stap moontlik? Is dit moontlik? As jy na hierdie gedeelte kyk, dan gaan dit oor Dawid wat hy skryf. Die vorige psalm wat, soos ek sê, 10 deel van hierdie psalm is, begin met Dawid wat sonde gedoen het. Hy het oorspel gepleeg met Batsheba. En nou kom hy voor die Here en hy stort sy hele hart uit. Hy sê, Here, ek het gesondig. Ek, Dawid, het gesondig voor U. Ek, Dawid, moes anders opgetree het. Ek is 'n verantwoordelike leier. Ek moes verder gedink het, maar ek het verkeerd opgetree. En dan lees jy hierdie mooi psalm, hy diepe berou, sy hart is stikkend. Hy huil voor God. Hy bely hierdie sonde en hy sê, Here, ek wil anders lewe. En dan kom hy kom by hierdie mooi verse wat ek gelees het en verder en sê, omdat my sonde vergewe is, omdat ek voor God gebuig het en gesê het, Here, ek Dawid is skuldig, kan ek nou 'n nuwe pad loop, 'n beter pad loop, 'n pad met 'n huppel in die stap. Ons het nou gehoor, Dawid het by geleentheid voor die ark uitgedans. Die koning dans, die volk dans, hulle is bly, daar's blydskap. En iets van hierdie blydskap lees jy in hierdie psalm. Die regverdiges, hulle moet die Here loof, hulle moet die Here prys. Na hierdie diepe berou gaan dit oor God se karakter. Hierdie God wat getrou is, hierdie God wat soos daardie boom is, 'n God oor die eeue, wat nie 180 jaar oud is, nie eeue oud is, millennia oud is. Hierdie God wat 'n diep wortel het, hy gee dit vir ons deur sy woord, deur die Gees wat werk. Daar's lewe. Hierdie God wat mense beskerm teen hulself. En ek dink dis die wonderlike, dat hierdie God kom en sê, my karakter is, my woord staan sentraal. Wat ek in my woord sê, daai eerste paar verse, loof die Here. Dis waaroor dit gaan. Blydskap, 'n glimlag, alles gee vir hierdie groote God. En dan in die volgende verse, vers 6 tot 9 sê hy, ek is die skepper. Dit van die doringboom, hy praat hier van die hemelliggame, van alles wat hy gemaak het. Hy sê die bewoners van die aarde moet eintlik net sê, wow, kyk hoe groot is hierdie God. En dan kom hy by 'n derde keer en hy sê, vers 10 tot 11, hierdie groote God, ek regeer oor al die nasies. En dan gebruik hy die voorbeeld, perdekarre daardie tyd, strydwaans, perde, rykers, swaarde, dit kan nie opweeg teen hierdie groter God nie. Hierdie God kan mense sommer net met sy hand so afvee van die aarde af. Hierdie God kan 'n oorlog laat draai en daar kan vrede wees. Hierdie God werk aan leiers se harte en sê hou nou op met hierdie oorlog en ons bid dit vir ons wêreld toe. In ons wêreld is daar nie meer perde met oorlog nie, ook nie meer kanonne regtig of vliegtye nie, dis hommeltuie. En nou is dit interessant, die eerste hommeltuig is in Suid-Afrika deur ons eie lugmag gebou. Eerste hommeltuig in die wêreld.
Die vinnigste hommeltuig in die wêreld op die oomblik het ek omtrent 'n maand gelede gelees, is iewers in die Kaap het mense omgebou. Die vinnigste een in die wêreld. Dis hoe oorlog gemaak word. Dis nie meer perde nie, maar ten spyte van hommeltuie, perde, strydwaans, kom hierdie grootte God en sê, nee, ek is in beheer, ek wil elke dag help, ek regeer oor die nasies. En dan die laaste verse, vers 18 tot 22, hy sorg vir sy volk, hy gee om vir sy mense. As daar droogte is, dan kom daar weer kos. As mense sukkel, dan gee hy vir hulle rus en vrede. En daardie rus en vrede, die Hebreëse woord wat hier gebruik word, is daardie amper huppel in die stap, daardie rustige blydskap hier binne in hulle. Dit gee God vir sy mense, want hy sorg vir hulle. En dan, wat so belangrik is, ons het net nou die mooi lied gesing oor die Heilige Gees. Hy sê elke dag, in die Ou Testament en die Nuwe Testament, die Pinkstertyd wat ons gevier het, lewe elke dag in die kragveld van die Heilige Gees. As die Heilige Gees werk hier in Dawid se lewe, in die Nuwe Testament vandag nog in ons lewe, dan moet ons voluit lewe. Dan sien jy die probleme, maar jy kyk met 'n ander bril na hierdie probleme. Jy kyk met God se bril wat fokus op die grootsheid, die almag, 'n God wat in beheer is. Kan ons regtig weer hierdie huppel in ons stap terugsit, ek en jy, Dawid in daai geval, hy bewys hy kon. Toe hy weer nederig, beskeie, afhanklik raak van hierdie groote God, toe kom hy rustigheid in sy hart. En met die rustigheid borrel daar 'n blydskap, 'n lied, lofliedere, genade oor na ander mense. En daarom sê ek, dit is belangrik. Ek en jy moet soos Dawid weer in die spieël kyk en Dawid moes ontdek, ek het 'n sonde gedoen, ek moet dit bely. Ek en jy moet ontdek, is so swartgallig oor my finansies, oor my gesondheid, oor die kinders, oor ouers, familie, vriende, en ek kyk vas teen hierdie negativiteit, en ek sien my eie gesig, soos Dawid. Dan moet ek verder gaan en soos Dawid gehoorsaam raak as God se Gees praat, en die Gees sê vir Dawid deur Nathan, jy het gesondig, dan luister Dawid. Jy het 2 ore. Die Bybel sê baie keer luister, en daai luister, die Griekse, die Hebreëse woorde wat gebruik word in die Ou en Nuwe Testament, luister beteken fyn ingestel, spits jou ore, luister fyn. Partykeer raak die geraas van jou bankbestuurder, of jou man of vrou, of die kinders, of die wêreld so erg, dat jy niks meer hoor. En dan is dit tyd dat jy luister, jou ore spits, wat sê God? Hy sê, bly rustig, bly afhanklik vir my, bly gehoorsaam. En as jy gehoorsaam is, dan kom daar spontane entoesiasme. Dit borrel oor. Daar's blydskap, daar's vreugde, daar's vrede, daar's harmonie. Want ek lewe anderste. As dit gebeur, dan kan ek op die branders loop. Dan is dit amper soos Jesus wat daar aangeloop kom en hier sit 'n jong man. En hierdie man het 'n klomp myle ophou Petrus en het die Here verloon en hy sê, Here, ek wil loop op die branders, en Jesus sê, kom, en hy loop hy. Terwyl hy vir Jesus kyk, loop hy 'n tree of 5. Die oomblik toe hy wegkyk en die storm sien en die wind hoor en die branders wat so groot raak, hoe sink hy. Ek en jy moet weer leer met huppel in die stap om op die branders te loop. Maar dan moet jy op God fokus, nie voor jou of daar langs jou en kyk na die branders in die see wat rof is nie. Iemand vertel van 'n sendeling wat sendingwerk aan die noorde van Ethiopië gedoen het. Hy daar in 'n klein huisietjie gaan bly, baie eenvoudig, net hy het nie 'n vrou gehad nie. Hy het begin mense nader trek deur sommer net te gesels, te praat oor die natuur. Hy het hulle taal begin aanleer. En toe kom daar 'n ander sendeling na 'n klompie jare en 'n klomp van die mense tot bekering gekom. Hulle het so 'n gemeenskapie daar begin wat hulle plant en eet en rustig is en vreugdevol lewe. En hulle vra vir hom, hoe kry jy dit reg? Toe sê hy, nee, ek kry dit reg want ek het 'n vrolike lewe. Eintlik mooi, nee, 'n vrolike lewe. Hy het 'n lewe met elke dag huppel in sy stap, want hy gee sy beste. Hy kan niks wegsteek nie, hy is van niks afhanklik nie, hy moet net daar wees. En as hy daar wees,
net daar is, dan weet hy, hierdie mense glo. Hulle sien hoe hy lewe. Hulle hoor hoe hy praat. Hulle kyk hoe hy help saam met hulle. Hy kyk hoe hy swaar kry as iemand doodgaan. Hy is daar in hulle midde elke dag teenwoordig. As ons praat oor 'n groot God, ek het nou die dag gesê, verlede Sondag aand gesê, jy lees in Genesis, God het die aarde gemaak goed, in die laaste dag sê hy die aarde gemaak toe die mens gemaak het, en die mens was baie goed. En die skepping was alles nog goed en reg. Hier kom Dawid in die Bybel, vertel ons mensstories wat krom en skeef is. En dan kom jy Openbaring 19, wat so mooi is, die einde van die Bybel, en dan lees jy van 'n groot skare, wat eendag teenwoordig gaan wees. Miljoene, seker miljarde, en so kan jy aangaan, mense deur die eeue van die skepping af, tot in alle ewigheid wat daar teenwoordig gaan wees. Hulle gaan jubel, hulle gaan juig. Daar gaan nie gesaanik wees nie, daar gaan nie trane wees nie, daar gaan blydskap wees. En 4 keer in daai gedeelte staan daar, Halleluja. En Halleluja beteken, loof die Here, prys die Here. Hierdie groot massa mense in 'n hemelse koor roep uit, Halleluja, hulle jubel dit uit. Dis die bruilof van die Lam. En dan Openbaring 19 vers 7 sê hulle, gelukkig is die mens wat die uitnodiging ontvang het na die bruilof van die Lam. Ek en jy is ons ja sê op hierdie uitnodiging om deel van 'n gemeente te wees, om deel van 'n God te wees wat omgee 'n persoonlike verhouding met hierdie drie-enige God te hê. Jy aanvaar hierdie uitnodiging, jy lewe vir hom, jou lewe verander soos Dawid se toegewyde lewe, jy glimlag weer ten spyte van omstandighede, dan geld daai gedeelte gelukkig, blessed, makarios, is jy as jy hierdie uitnodiging na die bruilofsmaal aan die einde van die tyd aanvaar het, en jy weet jy gaan daar wees, saam met al ons geliefdes, tot in ewigheid, gaan ons die Here loof. Amen. Ag Here, so dikwels kla ons, kry ons plooie op ons voorkoppe oor al die worries, ja, alles wat sleg is en verkeerd is en krom is, en ons kan aangaan en lyste maak van al die sondes, en almal wat sleg is, en almal wat korrup is, en almal wat steel, en almal wat verkrag, en almal wat in politieke posisies is wat hulle hand oorspeel. En so kan ons aangaan en ons kan daar gaan sit en sag en as, en moedeloos raak, en op die einde van die dag sommer net sê, ag nee wat, hier is niks om voor te lewe nie. Of ons kan na hierdie situasies kyk, en sê ons sien dit raak, ons neem kennis, ek gaan bid hiervoor, ek gaan my hande vuil maak, ek gaan betrokke raak op verskillende maniere. Want ek is geroep as 'n medewerker van die lewende Here, om daardie verskil te maak in 'n wêreld, wat nie mooi en goed en reg is soos in die begin. Ek wil vra dat U Gees ons gelei, elkeen van ons wat hier sit, om weer in die spieël te kyk en aan te meld vir diens, en sê, Here nee, ek wil 'n verskil maak. Ek wil al meer lewe tot U eer. Ek wil weer daardie appel in my stad kry, sodat ek ook eendag as dit aansluit, daar by ons geliefdes, by almal wat ons vooruit gegaan het, soos Openbaring sê, dat ek vir ewig daar kan wees, en deel van hierdie Halleluja koor, wat Handelse musiek en kore, daar soos 'n kleintjie laat lyk, want dis miljoene der miljoene mense, wat U gaan loof en prys en sê, Halleluja, loof die Here. En dan kan ons as gemeente, elkeen persoonlik, of hier is of inluister, maar net uitroep, Maranatha, die laaste sinnetjie in die Bybel, kom Here Jesus, kom Here Jesus, ek is gereed. Ontvou ons met U genade ook in hierdie week wat voor lê. Ons bid dit in U naam alleen. Almal sal sien hoe groot is ons God. En ons weet in ons eie lewe, ons eie belewenis, U laat ons nooit in die steek nie. Nie op finansiële gebied nie, nie gesondheidsgebied nie, nie in ons menswees en ons geestelike lewe nie. Hoe groot is ons God. En daarom wil ons elkeen ander uitdaging om ook te sê, hier is ek. Volg my voorbeeld, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 11, vers 1, soos ek die voorbeeld van Jesus volg. Hoe groot is ons God.
Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en deur Jesus ons Here, deur die Gees wat ons elke dag lei en bevestig, ons God is groot. Amen.